Kom ons dadelijk in die woord in. Ek wil graag elkeen nooit deur die woord. En jy het verbondig vanoggend, want jy het my hart geleek oor prys is hom. En ek wil graag net begin deur vir julle te sê dat die Here Jesus vanoggend kom en sê my naam is die naam by elke naam. En as kyk wat die Here vir ons sê daardeur is dat sy naam is 'n vesting. Sy naam is 'n toring. Sy naam is iets wat ons daartoe kan hardloop elke keer. En as ons kyk wat die Here sê in sy woord, hy wil hê jy moet veilig en beskik voel. Wie van julle voel baie keer vol vrees? Jy moet sien ek en my vrou oorgekom het. Ons het 'n deur gekoop. En die deur het heeltemal verbroken in die son en die weer. Ons het vir 3 maande met 'n so groot gat in ons deur geslaap. Ons het net maar goed voor die deur gepak heeltyd. Want uiteindelik toe kon ek hierdie week 'n deur koop. Halleluja. Amen. Want daarom 'n deur koop is veilig gewees. Maar lief die Here, ons het deur gister ingesit alles. En mense vra vir ons, hoe kry jy so veilig slaap? Ons moet eintlik veilig gevoel. Amen. Ons by die bloed van Jesus gepleit en so 'n speelkasstoeltjie voor die deur geskuif en 'n plank hier daarvoor gesit wat lyk of die deur ten minste toe is of 'n vesting voor die deur is. Amen. Ons is beskik en beskerm. Dis lekker in die somer, maak jy 'n gat so oop en waar die wind daar. Die Here, amen. Maar prys die Here, ons weet dat die Here het 'n plan om jou te beskerm en jou te beskik. Hy wil nie onveilig voel nie. Hy wil nie jy moet voel dat jy gedreig word nie en dat jy vol vrees en angs is die hele tyd in jou lewe nie. Sy doel en sy plan is dat elkeen die beskutting van God geniet en ervaring met hom het vanoggend. En sê Here, maar die naam van Jesus, die naam wat oor 'n lewe uitgespreek is, wat ek kan toegang tot het en beskik kan voel in my lewe vanoggend. En ek wil graag net die skrif lees daarby pas vanoggend. En ons kyk na die boek van Spreuke 8 in die woord van die Here. Sien ons ook dat die Here sê, die naam van die Here, die naam van die Here is 'n sterk toring. En die regverdige hardloop daarin en word beskerm en word verlos. Die naam van die Here is 'n sterk toring. En die wat daartoe hardloop word beskik en beskerm. En hulle word verlos van die probleme. So die Here sê vir ons eintlik vanoggend, sy naam is nie net 'n naam nie. Sy naam is 'n vesting. Sy naam is 'n toring. Die naam van Jesus is 'n plek waartoe jy kan gaan elke dag in jou lewe. En wie van ons gebruik die naam van Jesus baie as hulle bid? Baie van ons, jy gebruik die naam elke dag. Maar weet jy wat in die naam van Jesus skuil? Wat daar is in daardie naam? Die krag van die Gees van God is in daardie naam. Jou beskerming is in daardie naam. Die Here sê, my naam is nie net 'n naam wat ons name het nie, wat jy 'n naam moet jy wat iemand jou herken of jou by die naam kan noem nie. Jou naam is 'n beskutting en 'n beskerming en 'n vesting en 'n toring. Die naam van Jesus is 'n beskutting en 'n vesting en 'n toring waartoe ons kan hardloop. En ons baie torings. Daar was torings van Babel gewees waartoe mense gedink het hulle kan iets oprig en hulle gaan gesien word. Hulle eie energie, hulle eie krag het probeer om tot by die hemele te kom. En die Here het eenvoudig daardie milieu van hulle kom verdeel en gesê met ander tale en hulle kon nie hulle toring klaarmaak nie, want die naam van Jesus is die enigste toring. Amen. Wat gebou moet word. Hy is die toring wat gevestig moet word in jou lewe. So as jy die naam van Jesus ken vanoggend, het jy 'n plek om daartoe te hardloop en beskutting en beskerming te vind in jou lewe. As die vyand jou dreig en jou aanval, is daar 'n plek waar jy kan hardloop en dit is die naam van Jesus. Want dit is die plek waar jy skuilings vind en hy is die skuilplek van ons. Hy is die skuilplek van die Allerhoogste God. Hy is die skaduwee van die Allerhoogste God. Hy is die naam by elke naam. As die naam van Jesus genoem word, sidder en beef demone voor hom en siektes verkwyn en verkrummel en siektes los op in sy naam. Amen. Want hy is die naam wat genoem was wanneer elke mens moet gered word. Dis die naam wat elke mens moet in sy lippe hê. Is die naam wat jy op jou lippe moet dra elke dag en moet spreek oor jou familie, oor jou kinders, oor jou besigheid. As jy die naam van Jesus nie aanwend nie, is daar nie 'n beskutting oor jou en 'n beskerming oor jou nie. Die beskutting van God se naam. Hy sê daar is geen ander naam waardeur mense gered moet word behalwe die naam van Jesus. Dis 'n naam waar jy gered word. Dis 'n plek waartoe jy kan hardloop elke dag. Elke keer as jy die naam van Jesus bely en spreek, is daar 'n plek waar jy jouself bevind. 'n Plek waar jy beskik word. 'n Plek waar jy voel jy's veilig en waar die Here se hand eintlik letterlik oor jou is. Kyk, dit bietjie vinnig aan 'n skuld. Hy sê ek is jou skuld. Ek is jou bergvesting, ek is jou rots. Amen. Hy is die rots wat nie geskit kan word nie. Dit gaan met 'n skuld.
Ons praat van 'n klein skild wat jy dra in jou hand nie, en is so 'n kleintjie wat net soos 'n Zulu-skild net 'n gedeelte van jou boelie beskerm nie. Dis 'n skild wat jou omsingel. Dis amper soos 'n koepel wat om jou hele lewe, 'n koepel wat om jou hele lewe verseël is. Jy is beskik en beskerm van agter, van voor, van links en van regs. Jy is heeltemal verseël en jy is heeltemal toegemaak met hierdie skild van die Here se beskerming oor jou lewe, omdat jy weet wie Jesus is, omdat jy sy naam ken. En hy sê elke wat die naam van Jesus noem, sal gered word. Hoeveel krag en autoriteit is in daardie naam? Daar's baie krag in sy naam. Amen. Ek onthou 'n paar jaar terug toe ek nog 'n bietjie fiks aktief was, het ek altyd hier afgedraf en 'n bietjie gaan swem hier onder, 'n paar kilometer geswem. En ek het elke keer verby sy huis gedraf en ek was baie bang vir die huis. Maar daar was 'n wolfhond, een van die groot polisiehonde, nou. Dis 'n polisiehond, Alsatian, nou. Alsatian, ken jy die Alsatians? En dit is gewoonlik vriendelike honde eintlik in terme van kinders, maar nie vir groot mense nie. En elke keer as ek by die huis draf, die hond my gejaag. En op 'n stadium toe konfronteer ek hierdie hond eendag. Toe ek om maar hoe kom te staan die hond klaar vir my wag. Hy het gesê ek gaan weet jy kom vandag hier na toe. 5 uur gaan hy verby draf. En hy het vir my gesit en wag hierdie hond. En ek kyk hom so in die oë en die hond begin vir my te grom en ek voel ek is baie onveilig. En ek het die Here geken in daardie jare en ek sê, en ewe skielik kom op my lippe uit in die naam van Jesus, jy sal my nie vandag byt nie. En ek sê vir jou, gaan weg, ek sê vir hom, gaan weg in Jesus naam, voetsak in Jesus naam. Amen. Voetsak in Jesus naam. En daar draai hy om en hy loop terug huis toe. Ewe skielik. Amen. Al is jy bedreig deur duisternis in jou lewe, is jy 'n naam in jou lippe, jy het 'n naam in jou hart. Omdat dit as ons versamel op hierdie plek vanoggend, is dit versamel as 'n familie. En as die familie saamkom, het ons 'n naam wat ons hier kan bely, om elkeen onder die beskutting en die beskerming van God te bring. En hierdie naam wat oor ons gespreek word vanoggend, is nie net op ons lippe nie, maar is in jou, want Jesus woon in jou. Hy woon en hy manifesteer op jou lewe. Hy is in jou. So met ander woorde, jy die naam van Jesus nie net op jou lippe nie, maar in jou. Jy is 'n draer van die naam van Jesus in jou lewe. En alles wat jy trotseer daar buite, die Bybel sê, doen alles wat jy doen dit in die naam van Jesus. En dan sê Jesus verder ook, Vader, in Johannes 17, Vader, bewaar hulle in die naam wat U my gegee het. Die naam wat U my gegee het, Here, het ek hulle mee bewaar. Vader, bewaar hulle en beskerm hulle ook in die naam wat U my gegee het. Jy het beskerming in sy naam. Elke keer wanneer jy bedreig voel, elke keer wanneer jy van vrees is, bely sy naam en sê, Here, in die naam van Jesus, Here, verklaar ek vanoggend dat duisternis geen reg in my lewe het nie. Want jy het 'n naam wat kragtig is, 'n naam van autoriteit. En as jy daardie naam spreek, gebeur daar wonders in die geeswêreld. As jy daardie naam bely met jou mond, dan is jy deel van daardie naam. Want dan word jy ambassadeur van daardie naam. Want jy dra die gesag en autoriteit van daardie naam. As iemand kom na iemand anders toe, sê maar, daar kom 'n president van Amerika en hy kuier hier. Hy kom, of 'n ambassadeur van Amerika en hy kuier hier. Hy kom en hy sê, ek verteenwoordig Amerika. Ek verteenwoordig Donald Trump. Nou? So dit is so dit werk. Jy is 'n ambassadeur van die hemel, so jy het 'n naam nodig, wat jy op die aarde moet spreek, om ambassadeurskap uit te oefen op die aarde, en te sê, ek kom op die aarde, en ek wandel op die aarde, nie met my eie autoriteit en delegasie nie, ek kom op die aarde as 'n gesant van God, ambassadeur van Christus, en ek kom spreek sy naam, ek verteenwoordig hom. Jesus kom en hy sê, Vader, die naam wat U my gegee het ek aan hulle bekend gemaak. Amen. Die naam wat U my gegee het, Vader, het ek aan hulle bekend gemaak, want hulle het U naam nodig, hulle moet leer wat die naam beteken, hulle moet leer om met die naam te wandel. En dis die naam wat 'n sterk toring is. Die naam van Jesus, sê die woord, is 'n sterk toring. Dis iets wat hoog en verhewe is. Iets wat niemand kan afbreek nie. En ons sien in die woord van die Here, sien ons ook die woord te gebruik daar, die woord vir 'n sterk toring is die woord segaf in Hebreëus. Segaf beteken 'n hoë plek wat onbereikbaar is. So die vyand jou aanval, hy kan nie jou aanval nie, want dit is onbereikbaar vir hom om by jou uit te kom, want jy is in 'n hoë toring. Jy is in 'n vesting van Jesus se naam. En as die vyand probeer kom teen jou en jou negatief maak en probeer depressief maak of wat ook al nog die geval wees, dan weet jy het 'n naam en 'n beskutting en jou hardloop na daardie plek toe. Elke keer hardloop jy na die naam van Jesus toe. Jou hardloop by die toring in. Baie mense hardloop na hulle eie torings toe.
Hulle probeer hulle eie torings bou wat nooit werk nie. Hierdie torings gaan verkrummel. Hierdie torings kan nie gevestig word en gebou word nie. Maar ons familie saam hier as 'n kerk word in mekaar ingebou en gemessel en geplant as 'n geestelike huis, 'n geestelike toring as ware en sê Here, ons word ingebou in Jesus. Ons vul mekaar aan. Ons bou mekaar as boustene. Ons vul mekaar aan in gees en lewe. Ons het liefde vir mekaar. Ons kweek daardie gesindheid van Jesus. En dit beteken ons word 'n huis. Ons word 'n toring en 'n vesting, want duisternis nie kan indring en steel nie. Wie van julle voel bedreig baie keer? Julle voel baie keer soos misdade buite wanneer gaan dit buite. En ons vra in ons hart, ons sien die berigte, ons sien al die dinge gebeur. Moenie die nuus lees eers nie. Maar dit gaan vreesagtige saad in jou hart skiet. Van die woord van God. Saai die woord van God. En die vrees wat ons het baie keer, het 'n beskutting nodig. Jy het 'n toring nodig. Jy het 'n plek daar nodig om daar te hardloop. Hierdie toring is 'n plek waar jy kan haas en sê ek behoort aan 'n toring. Ek behoort aan Jesus. Ek is 'n naam op my lippe en sy naam is by elke naam. En elke godsman in die Ou Testament en die Nuwe Testament het daardie naam ontdek. Het daardie naam ontdek op 'n stadium. Paulus, toe hy by die hek kom wat mooi genoem was, die poort wat mooi genoem was, die skone poort. Dis daar 'n man wat verlam is van geboorte is, 40 jaar lank, lê hy by die poort. Bedelaar, 'n bedelaar. Wat sê Paulus? Hy sê op die einde, Petrus, hy sê, hierdie man wat julle hier sien vandag loop, dis nie deur my krag wat dit gebeur het nie, maar is deur die krag van die naam van Jesus, wat hy vandag loop. Die krag van die naam van Jesus. Dis jou toring en jou vesting. En die duiwel sit en beef. Hy hou nie van die naam van Jesus nie. Hy kan die naam nie verdra voor hom nie. So jy en ek het 'n groot voorreg om die naam van Jesus te kan bely. En 'n naam te kan bely en spreek wat bo elke naam is. Amen. Sy naam is bo elke naam. En hy sê vir ons ook hierso. As ons kyk na die woord van die Here daar in die boek van Judas, Rigters 9:40. Lees vir Abimelech. Abimelech was geweldige wreedaardige koning. Abimelech het rondgegaan en hy het stede aangeval, geplunder en hy wou alles oorheers het. En in die boek van die Rigters sien ons iets interessant, vers 45, hy sê Abimelech het daar die hele dag in die stad geveg en die stad ingeneem en die mense wat daar was gedood en die stad afgebreek en het met sout besaai. Hy breek die stad af en hy saai sout oor die stad. En hy sê hierso, toe al die burgers van die toring van Sichem dit hoor, die toring van Sichem, dat was 'n toring van Sichem. Toe dit hoor, gaan hulle in die kelder van die tempel van El-Bered in. El-Bered beteken verbond met Baal. Hulle gaan in die Baal verbond. Hulle gaan in 'n toring in, waar die tempel gestaan het, en dis 'n verbond met Baal. So daar's 'n toring wat mense, hulle self beskutting gaan vra het, in hierdie toring van 'n Baal God, 'n vals God. En hierdie Baal beteken eintlik letterlik menslike vermoëns, menslike energie, menslike krag. Hulle kon nie self beskutting kry, maar self het hulle die toring toe gegaan en gedink, ons gaan beskut word, ons gaan beskerm word deur Baal-Pelet in hierdie tempel, en ons gaan die mense van die toring van Sichem het toe 'n skuilings gevind in hierdie tempel. En hy sê toe Abimelech weet het die burgers van die toring in Sichem in mekaar gekom het by die toring. Toe klim Abimelech, hy manskap op die berg was by die berg van Salmon, en Abimelech het byle met hom saamgeneem en 'n boomtak afgekap en opgedaal, op 'n skouer gesit, die manskap by hom was gesê, wat julle my sien doen, doen dit gou na my. So hy sê vir almal, hierdie onheilige koning, hy gaan sê vir hulle, vat 'n bel, kap takke af, en wat julle my sien doen, moet julle ook doen. Vat 'n tak saam met julle, dra het op julle rug, en al die manskappe doen dit. En hoekom was dit so nodig geweest om takke te vat? Hy sê vir ons in vers 49, daarop kap al die manskappe elke sy tak af en volg hulle, bemiddag gooi dit op die kelder, die stekkie kelder boop en aan die brand, wat al die mense van die Sichem toring, omtrent 1000 manne en vroue gesterf het. Die verbrand hy almal in die kelder. So wat hy doen is, hy gooi net eenvoudig vuur uit op, steek dit in die brand, hy verbrand almal en 1000 mans en vroue sterf. Net so. En hy kom in die volgende stad toe, en hy sê, Abimelech trek toe die bes beleerde ding geneem, maar in die middel van die stad was 'n sterk toring, hoor bietjie, dis 2 torings. Eerste keer was daar 'n Sichem toring, waar mense daar toe gehardloop om beskutting te kry. Hierdie toring was nie 'n goddelike toring. Dit was 'n onheilige, 'n Baal God toring.
'n toring waar hulle gedink het, hulle gaan beskik word, maar dit was toe nie eintlik beskik gewees nie. Hulle het gedink dis beskerming vir hulle, maar dit was nie. Hulle het gedink hier gaan ons veilig wees, maar dit was nie. En baie mense dink so. Hulle dink in ons lewe, so as ek dalk oor see gaan ek beskik wees daar. Toe ek oor see was in Nieu-Seeland, het ek die meeste inbrake gesien in my lewe. In Nieu-Seeland. Die ouens sê, hulle het by hulle huis gedink al 5 keer hulle huis gesteel. 2 keer hulle kar se radio uitgesteel. Voertuig se radio uitgesteel. In Nieu-Seeland. Die dolle verslaafdes waar rondloop. Dit was alles Asiërs. En ek dink by myself, shoot, mense het hulle voorneem, maar God die laaste sê. Want die Here sê, jou beskutting is in my naam, en ek is 'n vesting en 'n toring vir jou, is 'n plek waartoe jy kan gaan en beskutting kry. Is 2 torings, is 'n toring van die Baal, en is 'n toring waar hulle ook die tweede keer kom beskutting kry. As jy kyk na Tebes, hy sê, Tebes beleer, hy sê, daar was 'n groot sterk toring in die stad, daar het al die manne en vroue en burgers van die stad gevlug, hulle het gevlug van Abimelech. Hulle het agter hulle toegesluit en bo op die dak van die toring geklim. Hierdie keer klim op die dak, nie in die kelder. En die Bybel sê vir ons hier, die Abimelech die hele dag in die stad geveg, in die stad ingeneem, mense wat daar was gedood, in die stad afgebreek, en die mense besaai. Dit het gelees, nou. Abimelech kom by die toring en daar te veg, maar toe hy by die ingang van die toring kom, die tweede toring kom, om het met vuur te verbrand, hy het probeer dieselfde metode, probeer dieselfde keer oor takke vat en weer verbrand, en toe sê die woord vir ons hierso, toe gooi 'n vrou die boonste meelsteen op die hoof van Abimelech en verbruis sy skedel. Amen, so hier staan 'n vrou met 'n groot meelsteen en gooi dit van die toring af op sy kop en daar verbruis sy hele skedel. En Abimelech versoek toe en hy sê vir sy dienaar, bring my om my lewe, trek jou swaard, bring my om my lewe, ek wil nie, iemand moet sê 'n vrou het my doodgemaak. Dit is skande, vir 'n man om die vrou doodgemaak te word, lyk my in daai tyd. So met ander woorde, ons sien hierso, iets interessant, dat die torings symboliseer, eerstens die Baal-toring symboliseer jou eie vermoë en 'n verbond met jou eie vermoë. Die tweede toring is 'n toring van God. Dis amper die toring van Jesus. Hoekom sê ons die toring van Jesus? Ons sien ook dat die Here sê, die vrou het die meelsteen gevat. Wat is 'n meelsteen? 'n Meelsteen is iets wat jy gebruik om graan uit 'n vuil te maak. Nou, jy maal die graan vuil met hierdie meelsteen. En dit beteken die meelsteen is die rots. Jesus, ons Here. Die woord van God. Wat jy gebruik om te verteer, die graan fyn te maak in jou lewe. Amen. En dit te verteer, die woord van God te verteer. Op die einde van die dag, dit symboliseer die meelsteen die effek van die woord van God, wat jy in jou lewe moet handhaaf en die naam wat jy moet spreek in jou lewe. En toe koning Abimelech nog kom by die stad en by die toring, toe gooi sy die meelsteen eenvoudig uit. So met ander woorde, die Here sê vir ons vanoggend, jy moet 'n uitspraak van die woord van God handhaaf. Jy moet die meelsteen vat, en jy's in 'n toring en 'n vesting van Jesus vanoggend, en jy het die woord, die meelsteen in jou lewe, en van die meelsteen, jy spreek die woord van die Here in jou lewe teen die vyand. Jy het effek met die woord van God. Jy vat die meelsteen, wat die rots van Jesus is vanoggend, en jy verklaar met die woord van God in jou lewe, dat jy die kop sal wees en nie sterf nie. Dat jy oorwin oor duisternis. Amen. Want die woord verslaan die vyand. Dis 'n swaard van die Gees wat jy gebruik. Is 'n wapen teen die vyand wat jy probeer, jou toring probeer afbreek en verbrand. So wie ken die woord? Wie ken die naam van Jesus? Wie ken die beginsel van, dat die Here sê, ek het my woord vir jou gegee, ek het my naam vir jou gegee, niks kan oor jou triomfeer nie, hierdie stad sal nie verbrand word nie, jou toring sal nie vernietig word nie, maar jy staan vanoggend op in Jesus naam, jy vat 'n meelsteen, en jy sê, Here, ek het 'n swaard in my skede, die woord van God, ek het 'n meelsteen, wat ek kan gebruik om die vyand se kop te verbrysel, want die vrou symboliseer die kerk van Christus, die bruid. En wat die Here gesê van die begin af, vir die slang. Jy sal met die steen byt, as jy jou kop verbrysel, met 'n steen, met 'n klip. Amen. So met ander woorde, Jesus is die klip. En hy sê vir jou vanoggend, dat jy moet hom aanwend, as die toring in jou lewe. Die toring hier, symboliseer die toring waartoe ons hardloop in ons lewens. Maar in die toring het jy woord nodig. Jy moet hoor wat die Here sê vir jou. Jy het 'n uitkoms nodig in jou lewe, want jy weet, die vyand speel nie speletjies nie. Die vyand wil jou vernietig, en baie mense hart ongelukkig na hulle eie torings toe baie kere. Hulle torings is onbeskik. Hulle torings is onveilig, maar hulle dink dis veilig. Hulle dink dis beter daar. En dis hoekom belangrik is,
Wat symboliseer hierdie toring? Die plek hierso, Tebes, beteken eintlik huis van God. Huis van God, Tebes. Die huis van God is die plek waar jy en ek woord kry, waar ons hoor wat die Gees sê, en dat ons klippe, ons het meelsteen op die uitdra vanmiddag, en ons sê met die meelsteen gaan ek buiten toe, en ek gaan die klippe op die veld gooi. Ek gaan die klippe wat my toringbeer afbreek in my lewe, gaan ek besaai met meelstene, sodat ek koppe verbrysel word, sodat ek kan uitkoms kry, ek oorwinning kan kry oor duisternis, dat ek 'n finaal oor dit kan triomfeer in my lewe. Dan bring die Here en hy sê, jy's genees deur my wonde. Niemand sal siek wees onder julle. My begeerte en my gebed is, dat niemand hier siek sal wees onder ons nie. Elkeen moet gesond wees. Elkeen moet heel wees. Elkeen moet krag ervaar. Elkeen moet vrede ervaar in hierdie plek. Blydskap in die Here. Die blydskap van die Here is jou beskutting. Dis jou beskerming. Amen. Nehemia 10 vers 8 sê, die blydskap beskerm jou. Is jou toring beskut of jou toring blootgestel en is jy in 'n kelder van jou eie verbond, jou eie krag. Die Here wil kom en sê, ek is jou beskutting. Ek is die verbond wat jy nodig het. Amen. En daarom sê die Here, ek gaan jou beskut, ek gaan jou beskerm van agter en van voor. Ek lê my hand op jou. So wat jy sê vanoggend is baie belangrik. Wat jy spreek in jou lewe is baie belangrik. Wat die meelstene wat jy gebruik in jou lewe is belangrik om die vyand te verslaan. Jy die naam van Jesus skryf vanoggend om te spreek en oor dinge te triomfeer en oorwinning te hê in jou lewe oor die gesag van die vyand. Want jy die naam van Jesus. Die meelsteen, toe Dawid geveg het teen Goliat, toe kom hy en hy sê, ek kom na jou toe die naam van die Here. Jy kom na my toe, met 'n spies en met 'n swaard. Ek kom na jou toe die naam van die Here. Hy het Jesus se naam geken. En hy vat Jesus se naam, en hy gebruik dit teen Goliat. Hy sê, ek kom na jou toe in Jesus se naam, eintlik sê hy. So die vyand jou dreig en jou aanval, dan sê jy vir die vyand, ek staan teen jou in Jesus se naam. Ek staan teen jou gesag en jou autoriteit in Jesus se naam. En jy die oorwinning alreeds behaal, omdat Jesus Christus jou Here alreeds oorwinning behaal het, vir jou en vir my aan die kruis. Hy het gesê, so bring aan die kruis, amen. So ek en jy het 'n reg om op te tree in die naam van Jesus. En die Here is getrou in sy woord. Die Here bring lewe oor vir deur sy woord. Die meelsteen wat jy vanoggend in jou hand het, is waarmee jy die kop van die vyand gaan verbrysel. Amen. Halleluja, prys die naam van die Here. Ek speel ons bly oor dit. Want die Here is getrou oor sy woord, en hy wil graag die duiwel verbrysel en hy wil jy met vrede hê, beskutting hê in sy naam. En hier kom die Here vanoggend en sê vir ons, ek het 'n toring vir jou opgerig. En die toring is 'n beskutting waartoe jy kan hardloop. Dis 'n vesting vir my naam. En niks gaan deur my naam kan dring nie. Niks gaan my naam oorweldig nie. Want ek bring jou hoër as die omstandighede. Jy's in 'n toring vir my verbond. Jy's in 'n toring waar die pyle jou nie kan tref nie. Amen. Niemand kan so ver so hoog sit nie. Is 'n toring wat hoër is as die aarde. Is 'n toring wat hoër is as die vestings van die wêreld. En dis Jesus. Hy's opgehang aan die kruis. Hy's tussen hemel en aarde verhewe vir ons. Sodat ons 'n toring kan wees, 'n vesting kan hê. Maar te hardloop. En dis Jesus se naam. Ek wil voor ons afsluit vandag. Wil ek vir julle sê dat die Here sê eintlik, al wat hy sê dat deur is, hy sê, ek is jou beskutting, ek is jou beskerming. Dawid verklaar dit baie keer, hy sê, Here het my bewaar teen die beer, bewaar teen die leeu, bewaar teen onheil, en bewaar teen Saul, en vervolging en swaard en naaktheid, het jy my bewaar, Here. Dawid geweet wat dit is om beskutting te hê van die Here af. En hy sê, en hy skryf Psalm 91, hy sê, hy wat in die skare van die Allerhoogste sit, so vandag nie so, hy wat in die skare van die Allerhoogste sit, so vandag in die skare van die Allerhoogste God. Hy sê vir die Here sê, is my bergvesting, my God in wie ek vertrou. Amen. Hy sê net van die volvanger, van die verderflike pes. Hy sê dek met sy vlerke, ons sy vleuels en sy skelling vind. Sy trou is 'n skilterde panser, sê hy. Amen, 'n skilterde panser. Dis die panser wat jy nodig het oor jou lewe, wat jy beskerm jou hart, en die skild wat jy oprig in jou lewe, is die skild van die geloof, wat jy opdrig in jou lewe, en sê, Here, is die skild van my lewe. En ek wil dit weer verklaar vanoggend. Hierdie gedeelte in Psalm 91, waar die Here vir ons sê daardeur. En ek gaan dit net gevinnig lees. En vir elkeen hier vanoggend verklaar dat jy eintlik beskerm is deur die Here. Beskut is deur die Here, niks gaan jou kwaad aan doen nie. En die feestydperk wat jy ingaan saam met jou gesin ook, weet dat die Here jou beskutting sal wees. Hy sal alles voorsien wat jy nodig het vanoggend. Hy sal die bron van lewe wees vir jou. Hy sal jou 'n uitkoms gee wat dit lyk of al nie uitkoms is nie. As vanoggend
verward is en dink, Here, die goed is te veel vir my. Hoe gaan ek ooit uitkom uit die omstandighede uit? En sê, Here, ek dra jou. Ek het jou reeds oorwinning gegee oor dit. Ek lei jou uit en ek sê vir jou oorwin. Ek sê vir jou oorwin. Want hy beskerm jou. Psalm 91, almal ken dit seker baie goed. Ek wil graag vir jou spreek vanoggend. Die toring waar jy self bevind vanoggend is nie 'n baaltoring nie. Dis nie 'n afgodstoring nie, dis Jesus se verbond. Die bloed van Jesus, die naam van Jesus in lewe. En daardie naam mag jy elkeen gebruik en elkeen mag die naam uitvoer. Halleluja. Hy sê vir ons in Psalm 91. Hy wat by die armes geskuil vind en die beskerming van die armes te geniet. Hy sê vir die Here sê my toevlug, my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Dis hy wat jy uit die voëlvangers se wip hou en bewaar van dodelike siekte. Hy beskud jou onder sy vleuels en vir jou veilige skuilplek. Sy trou beskerm jou van alle kante. Sy trou, hy's getrou. En hy sê ook vir ons hier, jy hoef nie bang te wees vir die gevaar die nag, aanvalle oordag, pes en donker toeslaan, vir siekte wat helder oordag, vir woeste saai nie. Al val daar 10.000 langs jou sy en 10.000 by jou, vir jou sal niks tref nie. Vir jou sal niks tref nie. Amen, niks sal jou tref. 10.000 hierdie kant, 10.000 na die kant. Niks sal jou oorkom. Wat 'n wonderlike belofte. Hoeveel veiliger is ooit om hierdie woord te hoor. Amen, ek voel net, elke keer as ek dit lees, sê ek, Here, U is so goed. Wie kan God stop as hy wil seën? Wie kan hom stop as hy jou beskerm? Wie kan deur hom dring? Niemand. Hy's God wat heers in hemel en aarde. Hy's groter as alles, hy's almagtig. En hy sê vir ons verder ook hier, met jou eie oë sal jy sien hoe die goddelose gestraf word, omdat jy die Here as skuilplek geneem het. Jy het die Here as skuilplek gemaak. En sê, dankie dat ek by 'n skuilplek kan wees, want ek weet, hierdie is 'n fors, 'n vesting, is 'n toring, en niemand kan dit afbreek in my lewe. Dan sê hy vir ons, ons is jou beskermer. Jy maak hom jou beskermer. Sê Here, sê vir Here vanoggend, Here, U is my beskermer. Jy maak hom jou beskermer. Jy sê vir hom, Here, niks anders kan my beskerm. My alarmstelsel is tydelik. My diewering is tydelik. Ek het dit besef toe my oop deur so vir 3 maande so was tydelik. Maar die Here is jou beskermer. Hy staan vir jou deur. Hy gebied engele, gevegsengele, om by jou te staan by jou hekke, by jou deurpoorte, by jou vensters, en gevegsengele met swaarde gedelegeer is na jou toe. Vlammende swaarde. 'n Vyand kan nie inkom en indring en steel nie. Want God is vir jou. En as gesteel is by iemand vandag, gaan ons sê, Here, dankie. Ons eis dit vandag terug in Jesus naam. Want die duiwel mag nie by jou steel en om my wegkom. En die Here sê vir ons verder ook hier. Hy sê wat ons hy sal engele opdrag gee om jou te beskerm waar jy ook al gaan. Op die pad is, as jy by die werk is, as jy by die huis is, oral waar jy gaan, sal engele opdrag gegee word aangaande jou. Die Here sê engele, gaan na my kind toe. Beskerm hulle. Geef hulle oorwinning. Geef hulle deurbraak. Sorg dat jy daar is. Hulle is getrou. God se woord oor hulle is getrou. En hy sê vir hulle, op hulle hande sal jy dra, en jou voet in geen klip sal stamp nie. Amen. Jy gaan nie jou voet in die klip stamp en struikel nie. Dan sê hy vir ons ook, jy sal oor leeu's en adders loop, leeu sal as jy vertrap, omdat hy my liefhet sal ek hom red, sê die Here, omdat hy my ken sal hom beskerm. Wanneer hy my aanroep sal ek sy gebed verhoor. Hy sê 7 keer ek sal. Hoe wonderlik is dit? 7 keer sê hy ek sal. Hy sê ek sal hom beskerm. As hy my naam noem, sal ek sy gebed verhoor. In sy nood sal ek by hom wees. Ek sal hom red. Halleluja. Prys die naam van die Here. Amen. Hoe groot is die Here? Hoe wonderlik is hy? Ek sal hom red. En om sy eer, ek sal sy eer herstel. 'n baie lang lewe sal ek hom gee. Oor my hulp sal hy hom verbly. Amen. Dit was 'n gedeelte wat ons moet uitvoer. Julle moet julle self verbly. Ons moet self verbly oor die Here. Dis al wat ons moet doen. Hy sal die res doen. Hy doen die res vir jou. Hoe wonderlike God dien ons nie, wat in hemel en in aarde heers. En wat ons gebied vanoggend besê, kom, my kind, hardloop na my Jesus se naam toe. Hardloop na die vesting toe waar jy veilig is, waar jy beskik is vandag. Spreek die naam van Jesus oor die omstandighede, oor die liggaam, oor die siekte volgens. Sê die naam van Jesus Christus, hierdie siekte hoort nie hier nie. Dit geen reg in my liggaam nie. Dan gaan die Here kom en sy woord in jou lewe uitstel en sê, kom my kind, jy het 'n beskutting. Jy beskerm deur my, die toring in jou lewe. Ek weet vanoggend die kinderkerk gaan nie aan vanoggend nie, jammer my vrou bietjie afwesig vanoggend. Sy moet gou vinnig iets sien, moet die kinders hanteer en afhandel.
As iemand wil kinderkerk aanbied, ons welkom. Ons sien ons nooit tyd. Ons het regte kinderkerk hier vir ons nodig. Ons een. So mevrou kan nie altyd oral wees nie, maar sy het maar verskoning vir julle vanoggend. Maar het is ook lekker om die kinders die dienst te vanoggend. En jy weet maar, die engele van God staan ook in die hemel. En kyk na hulle. Amen. Loof die naam van Jesus. So, ek wil net vir julle sê volgende, die Here is julle beskutter. Ek verklaar oor julle dat hy julle beskermer sal wees. Ek verklaar dat die engele al klaar gebied is om julle te bly en te beskerm al julle weer. As jy ook reis op pad, die Here seën julle baie ryklik en diegene wat ook hier kan wees, die dienste is om 9:30 in plaas van hier elke Sondag. En as ons op die aanddienste gaan ons ongelukkig nie aan in die vakansietyd nie. Maar sien uit om julle elkeen te sien ook 9:30 in die oggende hier. Want hier ontvang ons meelstene. Hier ontvang ons die swaard wat jy gebruik in die veld. En jy kan nie op 'n mediese verbrysel as jy nie 'n meelsteen het nie. Amen. Dis die huis van die Here. Die bes beteken huis van God, toring. Amen. Toring van God, huis van God. Dis waar jy inkom en iets ontvang om die veld te gebruik in die week. Amen. En dis die woord van God uitgaan vandag. Ek dink elke sê dit die woord. Ek probeer iets vir iemand beteken vanoggend hier. Want dis wat jy oor my hart geleer om vir julle te spreek vanoggend. En gaan uit en woeker met die woord. Sê Here, hierdie woord is vir my. Ek neem dit aan en Here, ek bely Jesus en ek maak U my sterk toring. Kom ons bid saam in die plek vanoggend. Dankie Jesus. Amen. Loof die naam van die Here. Kan ons opstaan as ons kan, jy weet, met kinders sit, julle kan maar sit, maak saak nie. Amen, loof die Here. Ek het iets. Prys die Here, dit is sloof. So rustig die atmosfeer van die Heilige Gees. Amen, loof die Here. Kom ons nooit vir Here, kom ons by onsself van die Here. Kom ons kyk na Jesus vanoggend. Amen. Hy is die bron en hy is die toring van jou lewe. Kom ons wy onsself in sy naam. In die naam van Jesus Christus, ons Here Vader. Tree ons in vir die troonkamer. En ons dankie Vader, ons tref vir elkeen in hierdie plek. In die naam van Jesus verklaar ons oorwinning en vrede en blydskap oor elke hart. Ons verklaar dat Jesus Here is in hierdie plek. Ons verklaar dat oorwinning beleef het oor duisternis, Here. Ons verklaar dat ons huise, ons families, Here, ons finansies, ons besighede, ons werke in lyn kom met die woord. Verklaar Here deurbraak oor elke gesin vanoggend, Here. Dat hulle genoeg sal gaan in die Here, genoeg sal hê, Here. Jy voorsien vir hulle, jy breek deur vir hulle. Dankie Vader vir ontmoeting met hulle. Here wat U liefhet in hierdie plek vanoggend, Here. Ontmoeting met gees, met lewe. Ontmoeting met die toring van ons lewens, Here. Ons hardloop na die toring toe. Ons kom nie by 'n toring van El Berith uit nie, waar daar afgodstorings is nie en waar daar verbonde is met Baals nie. Maar ons gaan na 'n toring toe van Jesus en ons sê ons neem Jesus aan as verlosser en saligmaker. Ons neem U woord aan. Ons neem U naam aan, Here. En die naam van Jesus is die naam by elke naam wat ons vanoggend bely. En in die naam van Jesus, Here, word dooies opgewek, blinde oë sien, dowe ore hoor. Here, en mense se omstandighede kom nou in lyn met die woord. En verklaar Here genesing en vryheid, oorwinning en deurbraak finansiëel en 'n besigheidswêreld oor mense. Dat die salwe van Gees vir lewe kom, Vader, en besighede oprig en besighede herleef in Jesus naam. Ons dankie dat hulle genoeg sal wees, Vader, die feestydperk vir elke gesin. Dat hulle genoeg sal versamel, Here, om tyd te geniet saam met U, Here. En ek dankie Vader, ons roep elkeen in die naam van Jesus na hierdie plek toe vanoggend, om te kom deel aan die goddelike natuur, aan die karakter van Jesus, en dit wat U uitstorm in hierdie plek, Here. Ons gee al die eer, Here, U is wonderbaarlik, ons loof U en ons eer U in Jesus naam, Here, omdat U ons besoek het vanoggend, Here, en ons lewens kom heel maak en triomfeer oor ons lewens. Dankie vir elke wat vanoggend hier is, Here. Ek seën hulle dra hulle op in U, Here. En ek dank U Vader vir hulle gesinne. Dankie vir hulle families, Vader. Dat families weer terugroep, Here, na die weë van God toe. Dat diegene kom en sê ek wil die Here dien. Ek wil Jesus se naam op my lippe bely. Dankie Here, U is 'n vesting en 'n toring vir ons. U is 'n plek om na toe te hardloop. U is 'n plek. U is 'n vesting. U is 'n rots. U is 'n Messias, 'n verlosser. U is 'n oorwinnaar. 'n Meer as 'n oorwinnaar vir ons, Here. U is iemand, Here, is 'n God van Israel. U is iemand wat ons nooit sal teleer sal stel nie. U is iemand wat by ons sal staan, Here. En ons weet, Vader, is nooit alleen nie, want ons het die naam van Jesus. En ons weet, Vader, is oorwinning in die naam van Jesus. En Here, waar U naam gespreek word, sit dit duiwels en sit dit duisternis. En ons weet, Vader, waarom ons die naam spreek, is al lig en lewe. Vader, kom en seën hierdie gemeente.
Seën elke familie. Bid ons saam, bou ons santoring saam, dat ons hoër as alles kan wees en kan oorwin oor al hierdie dinge in hierdie wêreld. Vader, dankie. Ek wil vra, Vader, vir diegene, families, vriende, gesinne, Vader, ek bid dat U dit sal seën. Seën hulle ouers, seën hulle kinders, seën almal Here wat vir hulle belangrik is, seën hulle kleinkinders. Ek dank U daarvoor, Vader, dat die Here oorwinning gee vanoggend in die naam van Jesus. In die naam van Jesus Christus, die magtige naam van Jesus verklaar ons, dat almal oorwin en almal vrede beleef en almal geseënd is. Dis die welwillendheid van die Here om elkeen te seën en sy naam te bely en sy naam te dra. Dankie vir dit, Here. Ons geld die eer en almal sê amen in die naam van Jesus ons Here. Halleluja. Prys die naam. Loof die naam van die Here. Amen. Nou hy staan vanoggend sê net Jesus Christus is my Here. Jesus Christus is die naam bo elke naam. En dis die naam wat vir my oorwinning gee. Amen. Loof die Here.